Goeiemôre en baie welkom vanmôre saam met my. Ons reis weer saam deur die boek van Matteus en ons luister weer vandag na Jesus, soos wat hy ons leer oor die betekenis van liefde en dan meer spesifiek vandag liefde vir ons naaste. Kom ons lees vandag se gedeelte lekker saam en mag die Here elkeen wat hierdie woorde hoor seën, ryklik seën vandag. Matteus 7 vers 12. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Luister my wat Jesus sê, dit is die wet en die profete. Jesus maak 'n baie belangrike stelling vandag oor sy woorde, of dan meer spesifiek oor die wet en die profete. Nou, dis baie belangrik om te verstaan dat wanneer Jesus in die Bybel verwys na God se woord of na sy woorde of na sy gebooie, dat hy ten eerste verwys na die 5 boeke van Moses en die boeke van die profete en dan ook die psalms, omdat hy by geleenthede en tye daaruit gekwoteer het. Dit is belangrik om te verstaan dat die Nuwe Testament, soos ons hom ken vandag, ten tye toe Jesus geleef en gepraat het, nog glad nie bestaan het. En dat hy uitsluitlik, wanneer hy praat van die wet en die profete, dat hy uitsluitlik en van sy woorde verwys na die Hebreëse woord Torah, wat beteken uit die wet en die profete, soos wat hy hierbo in sy eie woorde dit gesê en gestel het. In die tweede plek is Jesus se woorde wat hy spreek, maar net 'n dieper oopbreek, implikasie en of vervulling en betekenis van die wet en die profete. Vandaar sy eie woorde uit Matteus 5 vers 17 wat sê: Ek het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te verklaar nie, maar om hulle volle betekenis te gee en aan julle te openbaar en tot vervulling te bring, die dieper betekenis van God se weë en sy wette. Nou, hoekom vandag so baie oor die wet as Jesus praat oor alles wat ons wil hê mense aan ons moet doen, moet ons ook aan hulle doen? Die rede hoekom die wet vandag en in vandag se oorweging en bespreking so belangrik is omdat die wet 2 soorte liefde propageer en meer spesifiek liefde wat gedoen word. Die eerste 4 gebooie in die wet handel oor ons liefde vir God. En as ons dit doen, bewys ons deur ons dade dat ons God liefhet. Die laaste 6 gebooie handel oor ons liefde vir mense. En as ons dit doen en met ons dade dit doen, bewys ons weer met ons leefstyl en met ons dade dat ons mense liefhet. Jesus praat in hierdie teks in wese oor ons liefde vir mense en probeer vir jou en vir my sê, as jy nie wil hê mense moet van jou steel, moet jy ook nie van hulle steel, moet jy nie van ander steel. As jy nie wil hê dat mense met jou ongeskik moet wees en van jou moet skinder nie, dan moet jy dit ook nie aan hulle doen. Dis nou die negatiewe implikasie. Kom ons praat oor die positiewe implikasie. As jy wil hê dat mense goedgesind en vriendelik, bedagsaam moet wees met jou, moet jy eerste met hulle so wees. Wat jy wil hê hulle moet aan jou doen, moet jy ook aan hulle doen. Doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Hierdie is die essensie van praktiese liefde in dade teenoor jou naaste. Johannes, wat een van
Jesus se disippels was, wat die naaste aan Jesus se hart was, het hierdie pragtige geheimenis gedeel in sy evangelie oor wat Jesus aan sy disippels geleer het. Johannes 13 vers 34 en 35 sê Johannes die volgende: 'n nuwe gebod, dis Jesus aan die woord, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Die vraag is, hoe het Jesus sy disippels en vir ons lief gehad? Tot die punt waar hy sy lewe vir jou en vir my aan die kruis gegee het, gesterf het vir jou en vir my. Vers 35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle hierdie tipe liefde onder mekaar het en vertoon. In Johannes 15 sê Jesus presies dieselfde. Johannes 15 vers 12 tot 14 sê Jesus in die volgende woorde: dit is my gebod. Dit is 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dan sê hy in vers 14 van sy disipel, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Dit geld vir jou en vir my ook. Ek sluit af vandag met 1 Johannes 5. In 1 Johannes 5 vers 2 tot 4 sê Johannes, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Hoe weet ons dit? Deurdat ons die Here se gebooie gehoorsaam. Dan sê hy net 'n vers na dit, sê hy, en dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Mag ek en jy vandag weer opnuut leer wat ware liefde teenoor mense om jou is en ook in die wêreld daar buite. Mag ek en jy leer by dit wat Jesus vandag vir ons verduidelik. Kosbare les, doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil. Dis 'n kosbare woord vandag wat ek en jy kan omhels. Here Jesus, maak my skoon, dat die Gees in my kan woon, want ek het dors om naby aan U te kom. Elke treukie wat ek loop, wil ek vashou aan die hoop, dat die deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees.